my being. Living God calls out to you. Come revive me with your presence, and with hope my life renew. This is where the tiny sparrow near your altar finds her rest. In a corner, hear the swallow for her young prepares a nest. So with all who find contentment in your house, my God, my King, may I also know your favor and your praise forever sing. Blessed are all the pilgrim-hearted, strengthened so that as they go, arid land becomes a garden where refreshing rivers flow. On from strength to strength they journey, and at last arrive in Him. As we follow in their footsteps, may your grace to us begin. One day in your house is better than 1,000 spent elsewhere. Earth can offer no attraction like the joy of serving there. Sun to guide and shield to guard us, where your blessing is assured. By your mercy keep us faithful as we trust in you, oh Lord. When I know the road ahead looks hard, I can hear your whisper, don't lose heart. Now I place my faith in who you are, I trust in you. With a word you'll make the mountains move. With your hand you split the seas in two. I know impossible is what you do, I trust in you. You will make a way where there seems to be no way. You hold me in the storm and you lead me through the deserts. You will make a way when I cannot see the way. You're lighting up the path as your presence goes before me.
of strength and my defense, my only hope and confidence. Now I place my life into your hands. I trust in you. You will make a way where there seems to be no way. You hold me in the storm and you lead me through the desert. You will make a way when I cannot see a way. You're lighting up the path as your presence goes before me. You're the God who goes before me, behind me, beside me. You're the God who goes before me, behind me, beside me. I will never give in to fear, even in the shadow of death. I will never give in to fear, even though I have nothing left. I will never give in to fear. I will never walk by myself. You are with me, Jesus, you're with me. I will never give in to fear, even in the shadow of death. I will never give in to fear, even though I have nothing left. I will never give in to fear, 'cause I will never walk by myself. You are with me, Jesus, you're with me. I will never give in to fear, even in the shadow of death. I will never give in to fear, even though I have nothing left. I will never give in to fear, 'cause I will never walk by myself. You are with me, Jesus, you're with me. You make a way where there seems to be no way. You hold me in the storm and you lead me through the desert. You make a way when I cannot see a way. You lighten up the path as your presence goes before me. You're the God who goes before me, behind me, beside me. You're the God who goes before me, behind me, beside me. You're the God who goes before me, behind me, beside me. You're the God who goes before me, behind me, beside me. You're the God who goes before me, behind me, beside me. The God who goes before me. You're the God who goes before me, behind me, beside me.
Hemelse Vader, baie dankie dat ons nou vanoggend verder kan gaan en uit u woord wat ons moet heilig, soos wat Jesus vir ons bid in Johannes 17, dat ons vanuit hierdie woord uit hoop en lewe en oorvloed kan ontvang vanoggend. Gees van waarheid, lei ons in hierdie lieflikheid. As ons verstopte dowe ore het, open dit vir ons. As ons blinde oë het, laat ons helder sien. En as ons beendere lam geword het, figuurlik gesproke, laat ons nuwe lewe daarin kry deur u Gees wat ons stuur. Wees met ons, ook wanneer ons net nou saamgesels, dat dit absoluut sal wees tot u heerlikheid en u grote naam. Dankie Vader vir elkeen wat vandag by mekaar is. Dankie dat ek ook kan bid, dat hierdie woord en hierdie saad van u woord, nie my woord nie, u woord, op goeie grond sal val. Asseblief, lei ons in die waarheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons is besig om in die afgelope tyd in ons gemeente te gesels oor heiligmaking, of om heilig te wees. Nou, in die Ou Testament kry ons al die opdrag van God, waar hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Dit is 'n opdrag wat oor en oor herhaal word, dwars deur die Bybel, van Ou Testament tot in die Nuwe Testament. Laas keer toe ons saam was in die saalbyeenkoms, het ons die skrif van Hebreërs 12 voorgehou, vers 14 wat sê, jaag dan die vrede na met alle mense, as ook die heiligmaking, waar sonder niemand God sal sien nie. So die verklaring daar wat ons toe daai Sondag oor gesels het, is dat dit absoluut 'n opdrag en 'n deurslaggewende waarheid in elke wedergebore seun en dogter se lewe sal wees, dat ons geheilig word of heilig gemaak word deur God. 1 Tessalonisense 4 vers 3 sê ook, en dit is God se wil, julle heiligmaking. So dit is ook die tweede been van ons verlossing, nadat ons geregverdig is of losgekoop is uit die mag van sonde en dood deur die bloed van Jesus en ons in geloof hom aanvaar het en regverdig verklaar is, reggemaak is met God, begin ons lewensreis as 'n pelgrimsreisiger tot die dag wat ons sterf op hierdie aarde met heiligmaking. En dit het ons nou al vir mekaar oor en oor gesê, dat die beeld van Jesus en sy lewe en sy oorwinning deur die Heilige Gees uitgewerk word in elkeen van ons se lewens. Nou toe ons laas by mekaar was, het ek 3 kort punte genoem en ek recap net die punte vinnig vir ons. En die eerste punt wat ek gemaak het is, ons het nou as gevolg van die nuwe lewe van wedergebore wees, van die nuwe lewe wat ons van Jesus ontvang het, deur ons lewe neer te lê, sê 1 Korintiërs 2, het ons nou die mindset van Christus. Met ander woorde, hoe hy dink, wat hy doen, dis my verlange. Nie andersom nie. Dit verander nie. Ons is die ou dinge het verbygegaan, sê 2 Korintiërs 5, alles het nuut geword. En daardie nuutwording is alleenlik omdat Jesus Christus se lewe nou en sy mindset die begin en die einde van my lewenswandel is. Toe het ons daarna vir mekaar gesê, ons gaan nou voortleef in ons lewenswandel met 'n verlange om al God se opdragte en sy woord te volg, as ook in sy voetspore. Met ander woorde, dit raak vir ons 'n prioriteit. Dit raak vir ons 'n prioriteit om te verlang en te soek en te vra, wat is die wil van die Here? Wat sê sy woord? Waar is ek nog nie in lyn met dit nie? Sodat die Gees, wat ook die Heilige
Gees genoem word, ons dan in waarheid indompel en lei, en dit is niks meer of minder as die lewe van Jesus Christus nie. So, 'n vorige huiskerk het ons mekaar gesê, dat Jesus Christus is en was en sal altyd wees uiteindelik die brug tussen God en die vervalle mens wat in sonde geval het. Jesus is nie net die brug van heiligmaking nie, hy het die gap tussen ons en God totaal en al opgevul. So juis as gevolg van Jesus Christus wat uitgewerk word in my lewe, sy wil, sy opdragte, sy heerlikheid, begin ek nou met sy hulp 'n lewe van heiligmaking leef op hierdie aarde. Dit is God se wil. Ek herinner jou weer in Hebreërs 12 vers 14. Daardie heiligmaking, sonder dit sal niemand die Here sien nie, beleef nie, ervaar nie, nie sy karakter weerspieël nie, ook nie 'n verlange hê na hom nie. Die derde punt wat ons toe daardie vorige keer gemaak het, toe ons by die saaltjie bymekaar was, is dat ons nou 'n verlange in ons hart het om ook nou die Heilige Gees, let wel weer die klem op heilig, die Heilige Gees van God, wees heilig want ek is heilig, sê die Ou Testament, dat ons hom wil uitnooi, toelaat, oorgee. Dis die woordkeuse wat ek maak is met sekerheid. Ek wil hom uitnooi, toelaat en oorgee, dat hy my nie net sal vrymaak in die lewe van sonde, skuld en die dood en skande nie, maar my sal vrymaak om juis oor te gee, sodat Jesus se beeld in my uitgewerk kan word. Dit beteken, wanneer Jesus se beeld in my uitgewerk word, dan kom ek aan die einde van al my ou verskoningetjies, né? Ek het laas gesê, dan wil ek ook 'n spreekbuis wees van die evangelie van Jesus Christus. Ek wil sy glorie verkondig. Ek gaan my nie meer verder skaam oor die evangelie van Christus nie. Dis 'n krag van God tot redding. Ons het gesê, ek sal in vreugde alles verag, alles los, alles ontken wat God se glorie 'n leed aandoen. Ek sal nie meer die eer en die handeklap van mense in my lewe soek nie. Ek gaan ook nie meer my lewe laat definieer deur dinge wat God nie verheerlik nie. Ek gaan dit ook nie sien as 'n straf om teen die stroom van hierdie wêreldse sisteme in te swem en absoluut te leef vir die glorie van die Here nie. Ek gaan dit ook nie as 'n straf of 'n curse verder sien as mense my beledig en vervolg ter wille van die evangelie. As ek uitgewerp, weggestoot word, gaan ek dit, soos Jesus in Matteus 5 sê, dit as vreugde ag, omdat hulle die wat voor my was en die apostels en die profete vervolg het. Wees dan, verheug jou daarin, sê die skrif, sê Jesus, dat jou loon vir jou groot is in hemelse plekke. En dis juist die punt wat ons in die vorige preke wil gemaak het, dat om geheilig te wees, Kodesh en Hagios, die twee woorde in Hebreëus en Grieks, is om afgesonderd te leef vir die glorie van die Here. Ons beweeg nie, ons dink nie, ons is nie soos in die wêreld nie. Ek herinner julle net aan 'n teks wat ek laas aangehaal het, 1 Johannes 2 vers 6. Hy wat sê dat hy, as met ander woorde jy wat nou luister, as jy sê dat jy in hom, in Jesus bly, behoort jy ook self so te wandel soos Jesus gewandel het. Met ander woorde, as jy verklaar dat jy 'n wedergebore Christen is, gered is deur die bloed van die lam, sê die skrif in 1 Johannes 2 vers 6, behoort jy self te wandel soos die Here wandel. Petrus herhaal dieselfde gedagte in 1 Petrus 2 vers 21. Hy sê, want hiertoe is julle geroep, en daar kom daai begrip weer wat ek oor en oor al die afgelope paar preke herhaal het. Dis 'n roeping. Julle is geroep omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het. En dan gee hy 'n rede, sodat julle sy voetstappe kan navolg. So ek wil verder vandag gaan en kortliks net 2 punte noem. So die het ons nou in die vorige boodskappe genoem wat ons gaan doen. So wat ons nou al duidelik en helder vir mekaar gesê het, is dat heiligmaking is nie 'n uitneempolis opsie wat jy kyk of jy gaan kans sien daarvoor en of jy gaan tyd hê in jou baie besige oorlaaide skool of werksprogram of jou eie ontspanning nie. Dit is nie 'n
'n opsie vir jou nie. Trouwens, ek herinner jou wat ons by ons vorige boodskap by die kerk in die saaltjie gesê het, dit is 'n opdrag van die Here. Jaag dit na. Dit is 'n opdrag wat ons ook dan mekaar daaraan herinner het, dat dit nooit gaan oor jou effort en jou pogings wat jy insit net om jou eie gewete te sis nie. Want ons weet nou al dat die Hebreërs boek in die Nuwe Testament vir ons sê, dat die bloed van die vlekkelose lam ons gereinig het van 'n skuldige gewete. So as jy 'n skuldige gewete het, moet jy nie eers dit probeer sis deur jou godsdienstprogram nie. Los jou skuldige gewete, laat dit afwas en nuut gemaak word deur die bloed van die lam. En dan gee jy oor, en dis die punt wat ek nou wil maak, aan God, waardeur hy en God alleen, deur sy gees, is die een wat heiligmaking, hierdie nuwe lewe van Jesus vir jou kan skenk, kan voorsien, sodat jy kan wandel na sy beeld, sodat jy in heerlikheid kan lewe. En wat jy nou eintlik in die totale eenvoud moes gehoor het, is dat as jy nie in gebrokenheid oorgee nie, gaan jy dit nooit bereik nie. En dis die punt. Dis 'n lewe van absolute oorgawe. Dis 'n lewe van absolute gebrokenheid en nederigheid. Dis 'n lewe om 'n absolute Christus verlange in jou hart te hê om hom gehoorsaam te wees, om die wil van God toe te laat om uitgewerk te word in jou lewe. En ek herinner jou weer daaraan, sy wil is jou heiligmaking, en om dan gevorm te word in daardie heiligmaking deur die lieflike woord van die Here. Onthou jy nog Johannes 17 vers 17, waar Jesus bid, net voordat hy kruis toe gaan, hy sê, Vader, heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. So as 'n mens nie 'n verlange het vir die woord van die Here, en dat die woord uitgewerk word in my lewe nie, gaan ons sukkel met heiligmaking om eerstens oor te gee, en tweedens, God alleenlik toe te laat om die outeur te wees van Jesus se lewe wat uitgewerk word in my. So dit bring my kortliks dan net by 'n puntjie wat ek nog wil maak. Hoekom is al hierdie dinge belangrik? Hoekom is hierdie punt wat ek sopas gemaak het so deurslaggewend in ons heiligmakende reis? En ek dink die rede wat ek eenvoudig wil gee, want dit wys vir ons dat ons Jesus Christus, God die Vader en sy Gees wat heilig is, waarlik liefhet. Hoor jy mooi gehoor? Dit verklaar ons liefde vir die Here. En daardie liefde word al so mooi vasgevang in Deuteronomium, wat sê dat ek dan God liefhet met my hele hart, siel, krag en al my verstand. Ek herinner jou graag aan 'n paar teksgedeeltes. Johannes 14 vers 22 sê die Here Jesus Christus die volgende woorde: As iemand my liefhet, sal hy my boodskap ten volle aanvaar. My Vader sal hom dan lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom bly. Wie my egter nie liefhet nie, aanvaar nie my boodskap nie. Ek wil graag ook vir jou net daarby voeg, en dat jou ore sal hoor, wat sê Jesus verder in Johannes, die evangelie in Johannes 15. Hy sê die volgende, vers 9, soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Leef uit hierdie liefde van my. Julle leef uit my liefde as julle my opdragte gehoorsaam, net soos ek uit die liefde van my Vader leef, deur sy opdragte te gehoorsaam. Met ander woorde wat hy eintlik sê, laat my liefde vir die Vader uitgewerk word in jou liefde vir die Vader, omdat ek die krag binne in jou is. Kom, ek gaan verder. Hy sê verder, ek vertel julle al hierdie dinge, sodat julle ook die vreugde, hoor mooi die woord, vreugde kan beleef, en ten volle sal kan ervaar. Dit is my opdrag aan julle. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Niemand ken meer liefde as dit nie, naamlik dat hy sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle vra om te doen. So in heiligmaking nooi hy ons uit tot oorgawe van liefde. Hy nooi ons uit om sy vriende te wees in daardie liefde, sodat sy liefde en ons oorgawe aan heiligmaking sy liefde uitwerk in ons lewens, primêr vir God, maar ook vir mekaar. En ek wonder by myself, as jy nou vanoggend hierdie woorde van Jesus sommer nou gehoor het of op die skerm gelees het,
Wat 'n emosie of gedagte bring dit in jou hart na vore? Wel, jy gaan nou net daai vraag kan antwoord as jy mooi geluister het, nie waar nie, né? Want dit kan bloot, soos baie kere, net woorde wees wat ons lees en gou afhandel en nie regtig hoor wat die woorde sê nie. Ek herinner jou, Jesus sê, niemand kan meer liefde hê as dit, naamlik dat hy sy lewe vir sy vriende gee nie. Met ander woorde, sodat heiligmaking in jou en my lewe uitgewerk word, kom God die Vader en doen hy iets. Hy kom gee God die Seun, sy eniggebore Seun vir jou, wat absolute goddelike liefde kom tentoonstel, deur om mee gemors te word. Jesaja 52 sê later, en oorgaan in 53 sê, hy is verniel, hulle het met hom gemors, hy het nie eens meer die voorkoms van 'n mens gehad nie, hulle het hom absoluut verniel, maar in daardie oorgawe, en daardie, waar hy vrywillig sy lewe gegee het om verniel te word, was dit 'n liefdesdaad, om nie net vir jou te bevry van sonde, skuld, en die dood nie, maar om jou te bring sodat heiligmaking uitgewerk sal word in jou lewe, sodat ek en jy God sal kan sien. Hoe kosbaar is daardie gedagte nie vir jou nie? Kan jy dit dink, as ek dit net kan verstaan, met die hulp van die Heilige Gees, dan wil ek mos in liefde, dan wil ek mos in oorgawe, dan wil ek mos in gehoorsaamheid reageer op alles, die aksie, die opdragte, die roeping, wat God reeds uitgewerk het deur sy Seun in my lewe. Nie waar nie? Of wat dink jy? Hoekom sukkel dit dan so in ons kerke vandag? Hoekom speel ons nog godsdiens? Hoekom lees ons enigstens Jesus Christus se aanklag dan in die Openbaring briewe, waar hy vir een van die gemeentes sê, julle is lou, as julle maar net warm of koud was, maar julle is lou. Daarom gaan ek julle uitspoeg uit my mond uit. Waarom speel dit uit in ons tyd? Kan dit wees dat ons eenvoudig net nooit oorgaan tot 'n reaksie van 'n nuwe lewe en 'n verlange na heiligmaking nie? Om oor te gee, om toe te laat, dat sonde en die reaksie van sonde en die ou gewoontes van sonde eenvoudig uitgespoel word in my doen en late. Jy sien, hierdie ding oorweldig vir my, ek weet nie van jou nie, want in die Pasga tyd wat nou verby was, het ek opnuut oor hierdie goedes begin dink, en ek het besef, dit is sonde van die begin af, en my sonde wat daardie doringkroon van Jesus gevleg het. Ek het besef net weer eens, dit is sonde, en my sonde wat toegelaat het dat die Here enigstens moes kom, in totale oorgawe van homself natuurlik, maar deurboor is, vasgespijker is aan die kruis. Dit is 'n spies, sy siel, sy moes deurboor het. Dit was my sonde en jou sonde en die wêreld se sonde wat Jesus laat beweeg het van 'n tuin na 'n koppie, Golgotha. En dit is sonde, my sonde en jou sonde, wat Jesus nie net laat uitroep het, dit is volbring nie, maar ook my God, waarom het U my verlaat? Dit is sonde, my sonde en jou sonde, wat gemaak het, dat hy die totale aaklige lydensbeker van skuld, skande en sonde moes drink. So as ek daai dinge in gedagte neem, dan besef ek, dit was 'n liefdesdaad van God, bewys in sy Seun, wat my wou verlos het. Nie net sodat ek nou lekker vry kan leef en my lewetjie hier kan geniet op aarde nie, maar sodat heiligmaking uitgewerk sal word in my lewe en ek totaal en al nuut gemaak sou wees, kan oorgee. En weet jy, dis hier waar ek eenvoudig net wil sê dat ons, insluitend in myself, is soms maar net regtig die liefdeloosste mense met die mees verharde harte waarin ek soms kan dink. Want weet jy, ek vind myself, en ek weet nie van jou nie, dat die sogenaamde vreugdes en oorvloede van hierdie lewe, wat lekker is,
soms vir my iets is wat mens meer najag as die heiligmaking, maar sonder niemand God sal sien nie. So daai sin wat ek nou net gesê het, moet ons eintlik by die punt kom dat ons besef het 1 Johannes 4 vers 19 gesê het, ons het hom lief omdat God ons eerste lief gehad het. En as jy daardie liefde verstaan vanuit die kyke van die Heilige Gees en die oorwinning van Jesus en die lyding van die Seun, maar ook die deurbraak van die opstanding om ons terug te bring na die Vader van heerlikheid en glorie. As ons dit nie verstaan nie, sal die genotvolle dinge van hierdie lewe vir ons juis die ding maak wat ons meer gaan pursue. As 'n lewe wat niks maak van jouself nie, maar alles van die Here. En dit bring my regtig by die laaste ou puntjie. Daar is 'n deurslaggewende gedagte waarmee ek ons vandag verlos in hierdie huiskerkgeleentheid. 'n Deurslaggewende vraag op ons heiligmakingsreis, as ek dit so mag sê. En dis eintlik 'n diepe vraag. Wie is jou Vader? Want as ons dit kan bepaal wie jou Vader is, gaan ons weet hoe 'n seun en dogter werklik gaan optree soos die Vader. Nou wonder jy seker wat ek wil sê, so daarom gaan ek eenvoudig net vir jou lees wat Jesus vir die Joodse omstanders gesê het in Johannes 8. Hy sê in vers 39 vir hulle: As julle die kinders van Abraham was, dan sou julle gedoen het wat Abraham gedoen het. Met ander woorde, hy vir hulle verklaar het, as Abraham julle vader was en dit die enigste definisie van julle vaderskap is, dan sou julle doen wat Abraham gedoen het. Maar dan sê in vers 42, as God julle vader was, met ander woorde 'n veronderstelling, julle is God se kinders. Ek sê dit weer, as God julle vader was, dan sou ons ook iets gedoen het. Julle sou my lief gehad het, sê Jesus. Kom ek lees net vir julle Johannes 8 ook vers 42. Hy gaan aan met die gedagte. Hy sê, as God julle vader was, sou julle my lief gehad het, want ek het van God af gekom. Daarom is ek hier. Ek het nie self besluit om te kom nie, maar God het my gestuur. Jesus sê toe vir hulle verder, waarom is dit so dat julle nie begryp wat ek sê nie? En dan gee Jesus die rede. Wel, omdat julle nie in staat is om te luister wat ek sê nie. Die duiwel is julle vader en julle behoort aan hom. Daarom wil julle net doen wat hy as julle vader wil hê. Hy is van die begin af 'n moordenaar. Hy staan ook nie aan die kant van die goddelike waarheid nie, want daar is nie 'n greintjie waarheid in hom nie. As hy sy mond oopmaak, lieg hy, want dit is maar hoe hy is. Hy is 'n leienaar. Ja, al die leuns het by hom begin. So wat Jesus hier doen, is hy bring absoluut 'n deurslaggewende vraag na ons huiskerk toe ook vanoggend. Wie is jou vader? Want as ons dit kan bepaal, gaan ons ook bepaal waar jou liefde en jou optrede in hierdie lewe lê. As ook jou tydsbesteding, jou gedagtes, jou mindset, jou verlange, jou oorgawe, alles wat ek al reeds vanoggend genoem het. Ek dink dit bewys wat Jesus hier in Johannes 8 sê, dat ons uiteindelik geroep word in wedergeborenheid om kinders van God genoem te kan word. Want as ons kinders van God is, dan sal ons nie net vir Jesus lief hê nie, ons sal ook sy heiligmaking en die uitwerking daarvan deur die Heilige Gees in ons lewens lief hê. Ons sal sy opdragte lief hê. Ons sal sy weë gehoorsaam. Ons sal sy beeld in ons wil laat uitwerk. Ons sal dit glad nie as 'n straf sien om nie meer 'n verlange te hê en stroom op te swem teen die dinge van hierdie wêreld nie. Ons sal nie simpel verskoningetjies uitdink hoekom ons maar net in hierdie wêreld moet saamvloei nie. Ons sal daadwerklik opstaan en ons absoluut geensins skaam vir die evangelie van Christus nie. Ons sal 'n verlange in ons hart hê vir die koninkryk van God. Ons sal toelaat dat 'n vernuwende, standvastige, vaste gees in ons binneste gevorm sal word. Ons sal ons lippe oorlaat aan die geklank van die evangelie wat 'n goeie nuus is vir mense wat verlore gaan. Ons sal 'n ligdraer wees, sout vir die wêreld, omdat ons dit is in wedergeborenheid. En ons sal uiteindelik waarlik uitleef en reageer wie ons Vader is.
So, dit bring ons natuurlik nou met die vraag. As die wêreld jou vader is, en die wêreld se filosofie, en die wêreld se oortuigings, dan gaan jy soos dit wees. Jy gaan verskonings uitdink hoekom jy nie heiligmaking of God se woord of sy opdrag wil najag nie. Jy gaan verskonings uitdink, dis maar hoe my oupa was en dis maar hoe ek was en ek gaan dit nie verander nie, ek is maar 'n hardkoppige mens. Nee. Gebrokenheid en die weg van die kruis en die krag van die opstanding bring ons nie net in 'n lewe van oorwinning nie, dit stuur ons deur heiligmaking na die troon van Abba Vader toe, sodat ons daar kan kniel en daar kan uitkom en daar tot rus kan kom, sodat ons wat sal doen? Deur heiligmaking God sal sien. Nie net wanneer ons doodgaan nie, maar selfs nou. Daarom is die verklaring absoluut deurslaggewend ten slotte in Romeine 8, vers 14 sê Paulus so mooi, almal wat dan toelaat, hoor sy die woord in die oorspronklike Grieks, is 'n baie eenvoudige vertaling van die oorspronklike Grieks. Almal wat toelaat dat die Heilige Gees hulle lei, is kinders van God. So as ons gaan toelaat dat die Heilige Gees my afsonder, heilig maak, eenkant plaas, met my werk, sy woord in my lewend maak, my verlange gee vir bid, voorbidding, vir sy woord, verlange gee dat ek daardie woord inbid in my lewe en toelaat dat dit uitwerk in my lewe, sulke mense is kinders van God. Ons weet dan wie ons Vader is. Die mooiste sin wat ek hier kon neerskryf in my voorbereiding is, ons is deur wedergeboorheid, deur die leiding van die Heilige Gees waar ons toegelaat het, is ons nou nuut gebore en het ons koningsbloed in ons are. Ons is nou nuut gebore en het ons koningsbloed in ons are. So ek los jou met hierdie. Hoe gaan jy nou hierop reageer? En hieroor gaan julle nou moet gesels. En ek wonder of dit nou gaan stil wees in julle huiskerk nou dat ons nou klaar maak. Is hierdie gedagtes van vanoggend en die skrifte wat ek gelees het net nog info? Is dit dalk vir jou net akademies van aard, met ander wat ek daarmee bedoel, ek hoor wat jy sê, maar jong, ons leef maar in hierdie wêreld. Is dit vir jou dalk net 'n mooi gedagte gewees, maar dit bring geen beweging in jou hart, dit bring geen verlange in jou hart nie. Is jy dalk nou bly dat die huiskerk nou klaar is? So as een van hierdie uitspeel nou in jou gedagtes of pos gevat het of moontlik daar ergens beweeg, wil ek vir jou in alle liefde en in waarheid sê, het jy regtig 'n groot probleem aan hande. Maar ek het vir jou goeie nuus. En dit is dat die evangelie van ons Here Jesus juis gekom het om jou te help en te verlos van jou probleem. Dat vandag is die regte tyd wat jy opnuut weer die woord van die Here kan hoor, as ook die oorwinning en die regverdigmaking, die heiligmaking en die nuwe lewe kan aangryp wat Jesus vir jou gratis gebring het in genade. Dat daar genade in jou taal en in jou begrip moet kom vir die lieflikheid van die Here en as ook 'n verlange dat hy sy evangeliese waarheid waarvoor hy vir jou gesterf het, sal uitspeel in jou lewe. Dat hy jou hardnekkigheid, jou hardkoppigheid en jou trotsheid en jou luiheid vir jou van sal verlos. En dat jy 'n uitnodiging sal rig aan die Heilige Gees om in jou te kom woon en Christus in jou af te druk en uit te beeld en uit te werk en deur jou lewe en in jou te openbaar. Want as jy dood is vir hierdie lewe en as jy dood is vir die vader van die leuen, die vader wat daar buite leef en jou lok met die begeerlikhede van rykdom, geld en roem. As jy dood is daarvoor, sal Christus in jou gewederbaar word. In jou kyke, jou doen, jou late, jou woorde, jou optrede, maar ook in jou gebrokenheid en jou nederigheid. Maar as jy verlore hierin is, as Jesus nie 'n verlange vir jou is nie, as heiligmaking nie op jou to-do list is nie, bid ek dat jy vandag jou probleem sal insien en sal terugkom na die weë van die Here
soos ons 'n tydjie terug gesê het, dat die Here jou hart sal ondersoek, Psalm 139, en jou lei op 'n ewigdurende pad. Dankie dat ons kon saam wees vandag. Ek bid nou dat julle rustig en sinvol hieroor sal kan gesels. En ook vir mekaar vra, is heiligmaking vir jou 'n verlange? Is dit ons gemeentevisie? Is dit waarvoor ons lewe? Dankie dat ek ook vir julle kan vra om konstant ook te bid vir Annelie en haar familie na Erad se tuiskoms by die Here Jesus. En Fien, ons dink aan jou, ons liewe suster. Mag die Here by jou wees nou dat jy nie op hierdie oomblik by ons kan wees nie. Bid ons vir jou vir krag, sterkte en voorsienigheid en dat die Here jou sal help. So bid ons ook vir almal, want die lysie is baie lank wat deur krisisse en moeilike tye gaan. Mag die Here met julle wees. Lekker gesels. Kom ons speel uit met hierdie lied en laat dit ook jou verlange wees, veral die refrein wat aan die einde weer galm. Die Here seën julle met baie liefde. Totsiens. I'm a sinner, grace is still healing. I'm a story, time is revealing. I'm all of these things, but mostly I'm thankful. I'm a fighter, caught in a struggle, a survivor, rising above it. I'm all of these things, but mostly I'm thankful, 'cause you gave me one more day to say I love you. You have brought me all this way to testify of grace. What more can I say? But hallelujah, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, 'cause you gave me one more day, one more day. I never see the sun. I thought I was done. I just want to say thank you for one more day, one more day, one more day, one more day. You've been there the whole time. You've been there my whole life. Just want to say you're everything